Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ons is nog besig om bietjie te praat uit die evangelie van Markus uit. Dis mos die oudste evangelie en dat Matteus en Lukas bietjie afgekyk het en geleen het by die stof van Markus. Maar nou weet ons ook dat Markus het baie van sy stof ook gekry by Paulus en Petrus. Markus, wat ook genoem word Johannes Markus, het ook die tweede sendingreis meegemaak van Paulus en Barnabas. En ons weet dat toe Markus in Rome was, sê die kerkvader vir ons, Clemens van Alexandria, dat hulle vir hom gesê het, jy moet die toesprake van Petrus bietjie aanteken, en jy moet luister daarna. Die kerkvader Papias het dieselfde vir hom gesê. So ons weet ook dat die literatuur van Paulus, die 13 briewe, maar veral die brief van Thessalonisense, wat in die 50 jaar na Christus geskryf is, dan ouer was as die evangelie van Markus. En daar waar staan die evangelie van Markus is 'n latere invoeging in die 3de eeu, so ons is nie presies seker wie die skrywer was nie. Maar dat Markus daarop gefokus het om te sê, God se seun het na die wêreld toe gekom, dis 'n feit. En dat Markus die oudste evangelie is, wat sy eie literêre kunsvorm is, dis inderdaad so. Nou wil ek graag vanmôre dan nou lees uit Markus 3, vanaf vers 20. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van Beelzebul besete, en dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy die bose geeste uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord, hoe kan Satan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. En dan hierdie spesifieke teksgedeelte, vers 28, dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe word, al die lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word dit in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê, omdat hy hulle gesê het, hy is van 'n onreine gees besete. Nou, ek weet, daar is al dikwels mense wat gesê het, maar het ek nie dalk iets gedoen, wat 'n onvergeeflike sonde was nie? Het ek nie dalk ergens iets gedoen, dat die Here vir my so kwaad is, dat die Here my nie wil vergewe nie? Miskien is dit omdat dit nie so baie goed gaan in jou lewe nie. Miskien is dit omdat dit die een ramp na die ander is wat jou tref. En dan begin jy die vraag vra, het ek nie dalk die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie? Het ek nie dalk ergens iets gedoen, waaroor die Here vir my kwaad is nie, en dat die Here my nie wil vergewe nie? Nou kom ons begin by hierdie gedeelte. Jesus sien ons het weer huis toe gegaan. Waarskynlik was dit maar Petrus se huis, en daar het hy die mense geleer en onderrig. Ons het dit gesien met die gedeelte oor die genesing van die verlamde man ook laasweek. So daar is Jesus besig om die mense maar weer te leer en te onderrig. Maar dit het so invloed gehad op die mense, dat sy familie daarvan gehoor het.
en dat sy familie, waarskynlik die broers en susters, waarskynlik nie Maria nie, dis net 'n aanname, dan na Jesus toe gegaan het en gedink het, maar Jesus is van sy kop af. Jesus is besig om mal te raak. En dat hulle met hom wil praat, maar hy is eenvoudig nie beskikbaar nie. En dan die skrifgeleerdes, wat natuurlik heeltyd iets soek om teen Jesus in te bring, sodat hy beskuldig kan word, sê nee, hy is deur mekaar met Beelzebul. Nou Beelzebul was in die Palestynse konteks bekend as die god van die vlieg. Die god van die vlieg. Maar dit word ook gekoppel aan Baal. En hulle sê Jezus is deur mekaar met Beelzebul of doodgewoon, hy is deur mekaar met die duiwel. En dan sê Jesus vir hulle, maar hoe kan die duiwel uitdryf? So dit was 'n bietjie 'n strikvraag waarop hulle nie kan antwoord nie. Hoe kan die duiwel uitdryf? En dan begin Jesus die ding wat hy sê, maar alle sondes sal jou vergewe word, behalwe sondes teen die Heilige Gees. Nou wat is sonde teen die Heilige Gees? Daar was nou al verskillende pogings gewees altyd om dit te verklaar. Party mense sê nee, dit is die oortreding van die 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. Maar dan kyk ons na Dawid. Wat het met Dawid gebeur? Dawid het oorspel gepleeg. En die Here het Dawid vergewe na sy belydenis, veral die mooi belydenis in Psalm 51. En dat die Here dan later sê in Kronieke, daar was nog nooit iemand soos my knegt Dawid nie. So dit kan nie die 7de gebod wees nie, want dit kan jou vergewe word. Is dit dalk die 3de gebod, dat jy die naam van die Here ydelik gebruik? Nou as jy Eksodus 20 gaan kyk na ydelik gebruik, dan beteken daai woordjie lighartig, onordelik, vals of leeg. Dit beteken dat jy soos 'n voorwerp wat jy sommer so neergooi, dat jy die naam van die Here so gebruik. Dis onordelik, dis lighartig, dis vals, dis leeg. Jy gebruik die naam van die Here sommer so lukraak. Jy gebruik die naam van die Here sommer as 'n stopwoordjie. Dis baie lelik. En ons weet dis nie reg nie. Vir my maak dit seer. Ek het juis gister weer daar in 'n winkelsentrum geloop, wat ek hoor hoe dat iemand oor die foon praat en die naam van die Here so uitlik gebruik. Dit skreeu ten hemel, dit maak jou so seer. Maar ook selfs dit is nie sonde teen die Heilige Gees nie. Want Jesus sê, alle sonde sal julle vergewe word. So wat is dit? Want Jesus sê, Matteus 12, wat ek nou net gesê het, Matteus 12 vers 32, dat alle sondes sal julle vergewe word. Nou die vraag wat by mense opkom as jy hieroor praat is, maar is die Heilige Gees dan nou belangriker as die Vader en die Seun? Nee, die drie-eenheid is toch gelyk. Jy kan die drie-eenheid ook nie skei van mekaar nie. Jy kan hulle wel onderskei. En jy kan dit wel onderskei, jy sê die Vader is die skepper van die begin af en die onderhouer. En Jesus is die herskepper, die een wat kom herskep het as mens, wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, wat lewe. En die Heilige Gees is daarna, Jesus sê dit in Johannes 14 baie mooi, ek gee vir julle 'n ander trooster. Johannes 16 vers 7 sê, 'n spesiale helper, wat julle sal help en bystaan. Maar hulle is nie geskei van mekaar nie. Selfs toe Jesus aan die kruis gesterf het, en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Het dit nie beteken, dat Jesus van God verlate was, en dat die Heilige Gees nie teenwoordig was nie. So jy kan hulle nie skei nie. Jy kan ook vra, maar is sonde teen die een nou minder belangrik of meer belangrik as teen die ander een? Nee. Is alle sonde dan die sonde teen die Heilige Gees nie? Natuurlik is dit.
Maar hierdie sonde spesifiek wat Jesus na verwys, moet ons mooi na kyk. Jakobus sê ook, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is skuldig. Nou, die vraag wat ons verder moet vra is, wat is die grens van God se genade? Grens van God se genade lees ons Jesaja 1 vers 18, as die Here sê, kom laat ons die saak met mekaar uitmaak, as al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Johannes 6 vers 37 sê Jesus, ek sal niemand wat na my toe kom uitwerp nie. Ek sal niemand wat na my toe kom wegstoot nie. Christus se genade, moet ons weet, is eenvoudig grensloos. Daar's 'n boekie wat geskryf is deur Dr. Flip Tron, Onbeperkte genade, waar hy praat oor hierdie sonde teen die Heilige Gees. En dat die Here sal die een wat na hom toe kom met 'n belydenis, wat ons laasweek oor gepraat het, wat kom oor sondevergifnis en 'n belydenis, nooit wegstamp nie, nooit wegwys nie. Dit is nie die styl van die Here Jesus nie. Maar 'n mens kan ook vra, waar kom hierdie ding vandaan? Hierdie sonde teen die Heilige Gees, hierdie uitwerping. Natuurlik kom dit in die Ou Testament van die uittog uit Egipte land uit. Daai tekens van die uittog in Egipte land was daar verset gewees. En die verset lees ons van in Numeri 14 vers 11 en 14 vers 21 tot 33. En daar staan uitdruklik, julle moenie julle verset teen God se liefde nie. Dis nou wat die volk Israel gedoen het. Hulle het hulle moedswillig verset teen God se genade. Hulle wou nie God se liefde en genade aanvaar nie. Vers 14 vers 31 sê, hulle het God se liefde geminag. Hoor jy wat ek sê? Geminag. Psalm 95 praat van die waters van Meriba, dat hulle eenvoudig hardkoppig was. Nou jy kry dit, dat mense moedswillig is, dat mense doelbewus nie God se liefde en genade wil aanvaar nie, dat mense doelbewus God se vergifnis nie wil hê nie, wel dan pleeg jy die sonde teen die Heilige Gees. As jy doelbewus, as jy hardkoppig, as jy met teen alle mag in besluit, jy wil nie die vergifnis van die Here hê nie, jy wil nie sy liefde hê nie, dan pleeg jy sonde teen die Heilige Gees. Want God se genade is baie, baie groot. En daarom is die oproep eintlik duidelik, moenie jou rug draai op die liefde van God. Moenie jou rug draai op die vergifnis wat die Here vir ons wil bied nie. Moenie God se genade weier nie, want dis sonde teen die Heilige Gees. As jy Jesus as verlosser doelbewus verwerp, as jy Jesus as verlosser nie wil aanvaar nie, as jy Jesus as verlosser nie die een maak wat koning is in jou lewe nie, as jy doelbewus nie 'n persoonlike verhouding met die Here wil hê nie, dan verwerp jy hom, en dis sonde teen die Heilige Gees. En daarom moet jy mooi verstaan, hierdie sonde teen die Heilige Gees is nie iets wat per abuis ontstaan nie. Dis nie iets wat sommer so per ongeluk gebeur nie. Dis nie 'n toevalligheid nie. Maar sonde teen die Heilige Gees is wanneer 'n mens doelbewus, pertinent, hardkoppig jou verset teen die Here se genade, teen die Here se liefde. Met ander woorde, ons het gepraat in Markus 4 ook, as jy die woord van die Here hoor, en daai woord val op harde pad, dat jy eenvoudig nie wil steur daar nie, of het val tussen die dorings en die distels, dat het eenvoudig verdring en verstik word. Dis mense wat die woord nie wil hoor nie,
wat die woord van die Here nie wil aanvaar nie. Hoe tragies is dit vir my, baie keer dat mense vir jare in die kerk sit, en hulle skielik vervies oor klein nietighede. En dan besluit ons gaan nou nie kerk toe nie. Ons wil nou nie in die kerk wees nie. Ons wil nie meer die woord van die Here hoor nie. Dis so hartseer. En dan sê hulle, dis die dominee, of dis daai ouderling, of dis daai mense. En dan wippel hulle self. Maar wat van die woord van die Here wat dan met my praat en met jou praat? Hoekom raak ons so hardkoppig? Is dit die eie ek? Is dit selfgesentreerdheid? Waarom gebeur dit? En ons vind antwoorde, ons kan onsself regverdig om te sê, dis die rede hoekom ek dit doen. Dis die rede hoekom ek my nie steur aan die woord nie. Dis die rede hoekom ek nie in die kerk wil kom nie. En op die ouend lei dit tot verwerping van die Here en die Here self. God se uitnodiging, moet jy eenvoudig weet, rig hy aan almal, aan my en aan jou. Aan my as 'n sondaar mens, as 'n swakkeling, aan ons almal. Want die Here is gaande oor ons. Die Here wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Maar dan moet ons ophou met ons hardnekkigheid en hardkoppigheid en moedswilligheid. Dit help nie, jy gaan wag tot hier net voor jou dood nie, want jy weet nie wanneer is jou dood nie. Waarom kan ons soveel tyd spandeer aan ons werk en ons besigheid en onsself, maar ons is nie bereid om tyd te spandeer aan die heel belangrikste ding wat daar is, en dis ons verhouding met die Here nie. Waarom nie? Waarom is ons in daai opsig so hardkoppig? Waarom gaan dit so lank in ons lewe aan, dat ons eenvoudig die geklank van die woord nie wil hoor nie? Dit verstom my, dit verbaas my. En daai oomblik wanneer jy so raak, dat jy die woord nie meer wil hoor nie, dat jy Jesus nie wil aanvaar as jou verlosser nie, dat jy moedswillig, hardkoppig, hardnekkig raak, dat die eie ek te groot raak in jou lewe, dan pleeg jy sonde in die Heilige Gees. En dit, sê Jesus, sal jou nie vergewe word nie. Broeders en susters, vriende, kom ons aanvaar met liefde, met gretigheid, die verlossing van Christus en Jesus self. Amen. Kom ons bid saam. Here, bewaar ons asseblief van hardkoppigheid, hardnekkigheid, moedswilligheid, van 'n eie ek wat so sentraal staan, dat ons Jesus nie wil aanvaar nie. Asseblief, Here, bewaar ons daarvan. Oortuig ons deur u Gees, dat dit verkeerd is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die genadige uitnodiging van die Here Jesus, deur u almal aanvaar word. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week wees. Totsiens.